Beloveds, die Here seën. Ek wil net iets kleintjies met iemand deel. Die Here deel met my 'n baie diep ding. En is iets, kom ek sê, is iets wat my nie lekker sit en die Here sê ek moet die ding moet ek onderstreep en ek moet die ding ek moet praat daaroor. En daar is iemand wat daaroor moet praat. En ek het myself gesê ek gaan my kop op 'n blok nou sit. En ek weet die manne sal nie van my hou nie. Hulle sal nie van dit hou wat ek nou van praat nie, maar dit is maar net die waarheid. Ek hou van die waarheid praat. Van baie mense toe ek skelm gerook het en keyboard gespeel het, toe skeer die manne met mekaar het so. Nou, ek doen dit nie om mense terug te beklei of terug te veg nie, maar hier's 'n probleem. Hier's 'n probleem. Ons sit met 'n heel so groot probleem, mense. Ons het te ver gegaan, mense. Ons sit met 'n probleem. Ons kan nie bid hier op social media nie, die bares. Dit is 'n verborgde ding. Dis 'n persoonlike ding, die bares. Ons kan nie profeteer op TikTok nie. Dis 'n persoonlike ding, die bares. Ons kan nie sulke goed aanvang nie. Ons belaster die naam van God. As ons praat van belaster, dan dink die mense is vloek. Ons is dan nou soos heidende. Ons soos die mense wat herhalend bid. Wat die koning sê, julle moenie herhalend 'n gebed bid nie. En geliefdes, jy kry se met die jong manne, geliefdes. Ek kyk nou hier op TikTok, ek scroll en ek het nou heeltyd deur gekyk en ek scroll en my hart word so seer. En ek sê ja, Here, ons vertrap hier in ons geloof van U. Ons vat hier in die gesig. Ons vat hier in die gesig. Ons kan nie video's maak van iemand wat profeteer nie. Waar is die vrese van God? Die bares, waar is die vrese? Ons het nie meer die vrese van God nie. En hier is baie dinge wat ons doen, geliefdes. Dan kan jy maar skrif bring. Jy's uit die put van die hel uit, as jy dreads het en jy's 'n prediker. As jy met 'n hoed op jou kop preek en jy's 'n prediker. Dis nie die ou lering nie, dis die woord wat so sê. Die Bybel sê as jy 'n man wat 'n hoof op sy kop het, doen sy hoof oneer aan. 'n Hoofbedekking, hy doen sy hoof oneer aan. Jy kan nie dreads vleg nie. 'n Man mag nie met lang hare preek nie. Jy mag nie rook nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie drink nie. Ons vernietig die tempel van Christus. Die bares, en daar's 'n ander enetjie. Ons het nog nie lekker nigter geword nie. Daar word ons gesalf as evangelis. Ons het nog nie lekker lering geontvang nie. Omdat jy nou so kwaai motivational speaker is op TikTok. Jy is famous. Nou voel jy kan ook preek op die pulpit van God. Waar is die vrese? Daai jare se mense het gewag vir die regte tyd. Vir die regte tyd. Ons almal is net hier agter 'n gedreis aan. Ons onderskei nie eers meer nie. Elke Jan, Piet en Paul word gevra, kom preek vir ons hier by die jeugdiens, kom preek vir ons hier by die konferensie, kom preek vir ons by die sendingdienste. Waar is die vrees van God? Die vrees is weg, die onderskeidende gawe. Waar is die profete? Die profete maak nou Christus TikTok video's. Dis verborgde mense. Dis mense wat in verborgenheid lewe. Ons kan nie laat die generasie ons so deurmekaar maak nie. Ons kan nie laat die verandering van tyd ons so deurmekaar maak nie, geliefdes. Dat ons vergeet waarvan ons kom. Ons kan nog nooit God se naam so bespotting van maak nie. Waar is die heilige musikante? Daar jy hoor ons nie meer van musikante wat 'n siel losgespeel het nie. Waar is ons? Waar is ons? Jy hoor eers nie meer dat 'n blinde gesien nie. Waar is ons? Jy hoor eers nie meer dat 'n krepelige laat loop nie. Waar is ons? Ons is besig om die koninkryk van God oneer aan te doen. Ons is besig om die koninkryk van God uit mekaar uit te skeer.
Ons almal jag, jy kyk op jou sertifikate, jy kyk op jou dit, jy kyk op jou dit. Jy sien gefokus oor die vrees. Die vrees van God is weg. Ons moet na die punt toe kom waar ons die Here dien, mense. Ons moet op die punt kom waar ons die Here dien. Die regte manne wat wil goed doen, kan nie meer. En ek praat vir my. Ek praat vir die nuwe jong gesonde evangeliste. Ek praat vir die nuwe jong gesonde apostels. Ek praat vir die nuwe jong gesonde pastore wat moet boere. Die dinge word moeilik gemaak. Nuwe profete wat moet boere. Goed word moeilik gemaak. Daar gaan 'n tyd kom as spreek die Here, dan sê die mense is uit God uit die. Dan is dit die Here wat gepraat het. Mense, kom ons beweeg weg uit Sodom en Gomorra. En ons kom na die punt van God waar ons God vrees. Jy wat die video kyk, jy kan my maar sê, ag man, ek is onkundig. Jy hoef nie 'n amen te sê op die video nie. Die kapse mense leer my, hulle sê die waarheid is 'n narheid en dit hou nie vir gevaar nie. Ek sien hier 'n ander ding op pad die baas. Die dronkman word sommer by die tafel en hy is nog dronk, word is 'n video gemaak. Gee 'n word of the day, wat het die Here vir jou beteken? Daar bemoedig hy man. Die musikant is nog so deeglik deur. Hy rook nog sterk op 'n pyp sigaret. Ons dink is krag van God wat val. Is dit die krag van God? Is die krag van Lucifer wat ons sis? Die krag van Lucifer wat ons sis. Die krag van Lucifer is gevaarlik. Hy ken die goed. Lucifer was in die hemel. Mense, ons moet die vrees begin kry. Die Here is op pad en ek is baie jammer. Daar's van ons wat nie sal ingaan nie. As ons nie nou verandering maak. As ons nie nou 'n verandering maak nie, kan ons maar los die bares. Ons gaan verlore gaan. En ek vra asseblief met eer en respek, geliefdes. As jy deel is van mense wat profeteer op TikTok, wat goed maak op TikTok, en wat en jy weet jy is nie by die Here nie, geliefdes. Stop nou al klaar, maak reg. En doen die ding op die regte manier. Ek kyk nou die ander jong man, hy preek by 'n diens. Daai man is so vol bemoedigings. Daai man kan eers die woord van God uitbreng. Hy praat goeders wat jy hoor. Jy kan ook hoor as hy man praat, hy praat goed wat jy van 'n video af hoor. God praat nie meer. Waar is die Here? Die vrees is weg. Geliefdes, ons moet die vrees begin kry. Die Here seën.